sterkte aan hulle. Ons bid dat hulle
sal kom. En dan sê ons baie geluk aan Eloise Boring wat die 5de Junie verjaar en dan Mario Hendricks wat die 6de Junie verjaar. So baie geluk aan die twee wat verjaar volgende week. En dan het ons Suster Trudy en broer Michael Adams het gevra dat ons vir hulle sal bid asseblief. Suster Trudy het opgestaan met ewige hoofdpyn, asseblief hou vir haar in die gebede en dan ook broer Michael, ek is nou nie so seker wat fout is nie, maar asseblief hou vir hom ook in die gebede. En dan vier ons ook hierdie, vandag vier ons bedag vir die ecology, ja, vir die omgewing. Ons het verlede week, ons het in April, het ons Global Earth Day gevier, so hierdie, vandag vier ons weer Global Ecology Day. Asseblief, reuse, reduce, recycle, ons neem ons allemaal dit. God het ons 'n pragtige wêreld gegee om in te leef, om ons kyk na die wêreld wat vir ons gegee het. Tot dusver die aankondigings. So met ander woorde gou hak die vier bome drink. Die tweede, ja, ek het so vergeet, jammer. Dan is daar, ek is so, in my was daar geen anniversaries nie, maar die anniversaries vat nou weer plaas. Die 2de Junie is de broer Baron en Suster Florijn se huweliksfees. So baie geluk aan hulle. Johan, ons kan nie bome druk nie, maar ons kan mekaar druk. Kom ons draai na mekaar toe en gee mekaar 'n drukkie en sê mag die vrede van Jesus met jou wees. Die hemelruim verkondig die eer van God. En die hemelkoepel maak die werk van sy hande bekend. Hoe talryk is die werk, Here? Alles is met wysheid deur U gemaak. Die aarde is vol van wat aan U behoort. Here, ons dank U dat ons hier kan wees in U teenwoordigheid. Vader, verheerlik U self nou wanneer ons staan en die lofprysing besing. In Jesus naam. Amen. Genade en vrede vir elkeen van U, van God ons Vader, deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons staan en prys Vader. Jesus.
Shout Jesus from the mountain, and Jesus in the street, and Jesus in the darkness over every enemy. Jesus to my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, and Jesus in the street, Jesus in the darkness over every
Hemelse Vader, want U alleen, Here, en U alleen, kom al ons lof wat op ons lippe is, en U alleen kom toe. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid, Vader. Laat U naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat U wil geskied in ons lewens, Here, soos wat U besluit het in die hemel, ook vir ons land. Spreek asseblief, Vader. Ons het U woord in ons lewe nodig, om gevorm te word en die pad van heiligmaking te stap, tot verheerliking van U naam. Amen. Amen. Christus. So maak jou Bybel oral oop vanoggend. Ek hoop julle is reg vir 'n bietjie wat wil jy sê? Laat jou vingers, onthou julle daar was so 'n spreekwoord gewees, laat jou vingers deur die geel bladsy loop. Is dit so ietsie? Hierdie is laat jou vingers deur die Bybel loop. So ons gaan vanoggend baie in die Bybel rondbeweeg. Daar's baie tekste en ek het hierdie keer nie op die, dit was nou maklik as dit daar op is, en dan skryf ons dit maklik weer, maar vandag gaan ons saam soek van. Ons tema vanoggend het die vir ons so baie mooi neergeskryf en vanoggend ook afgekondig, die werking van die Heilige Gees in die gelowiges se geestelike transformasieproses. Ons is besig met 'n Living on Purpose reeks. En hierdie spesifieke gesprek wat ons gaan hê oor die werking van die Heilige Gees is binne in hierdie reeks ingebed, want ons is ook nou op hierdie stadium, ek dink nie in elk geval dat die Pinkstergebeure ooit verbygaan nie, want die Heilige Gees word altyd in mense se lewens uitgestort, herhaaldelik en herhaaldelik, omdat ons hom nodig het en wanneer ons by daai plek van transformasie kom, die begin van ons transformasieproses, dan word die Heilige Gees in my lewe uitgestort en ek begin om te verander na sy beeld, na Christus Jesus se beeld. So die werking van die Heilige Gees in die gelowiges se transformasieproses. Broers en susters, as jy die woord hoor, geestelike transformasie, moet 'n mens verstaan dat dit geestelik is. Dis 'n geestelike proses. Dis nie 'n fisiese proses. Ons is baie bang vir die feit dat iemand sê die Heilige Gees. Ek weet nie hoekom. Die kerk het baie lank, en u almal is bewus daarvan, ons het al so lank in die pad gestap, dat die Heilige Gees tipe van doen een kant geplaas is. En die Vader en die Seun, en ek meen die Vader en die Seun is nie minder belangrik as die Heilige Gees, maar die Heilige Gees ook nie minder belangrik as die Vader en die Seun nie. Hoe net nou gesê, ons vier Triniteitssondag. En wat beteken dit as ons dit vier? Ons vier die drie enige God.
the Trinitarian God, God drie-eenig, Vader, Seun en Heilige Gees. En net soveel as wat die Heilige Gees van die Vader af uitgaan en van die Seun af uitgaan, werk die Vader van die Heilige Gees, die drie-eenheid werk in een met mekaar, en die Seun en die Gees, en die Seun en Vader. Ons kan hulle nie los van mekaar sien nie. So ek kan nie my lewe as 'n gelowige net sien in verhouding met die Vader, en verhouding met die Seun, en die Heilige Gees het geen rol daarin nie. En ek het die rol nie, want ons sit baie keer as gelowiges in hierdie, en dis nie beskuldiging van my kant af nie, ek presies dieselfde ding, ons vergeet, dat die Heilige Gees kragtig in my werk, en ek sonder sy werking nie as gelowige 'n bestaan kan voer. En ek sê nie as 'n mens nie, ek praat van as gelowige. Omdat die uitdaging wat ons as kinders van die Here hier op aarde het, so groot is, kan ons nie. Jesus het opgestaan, opgevaar, het almal besoek en opgevaar, en hy het gesê, wag, ek sal my Gees uitstuur. Daarom was die disippels gehoorsaam en dit gedoen. So is belangrik vir ons om te verstaan, die werking van die Heilige Gees is die Gees wat in my gees werk. Dis 'n geestelike proses, en ek moet dit verstaan, dat ek die Heilige Gees moet erken in my lewe, en om dit toelaat in my lewe, in hierdie proses van transformasie in my lewe. So, die vraag rondom, is die Heilige Gees in my lewe passief, of is hy aktief? Hoe is die Heilige Gees se werking? Is dit 'n passiewe proses, of is dit 'n aktiewe proses? Daar was een keer 'n voorbeeld wat iemand gebruik het, dit was vir my baie interessant dat hierdie persoon hierdie spesifieke voorbeeld gebruik het. Hy het gesê, die Heilige Gees is soos 'n cloak, something that you put around you, soos daai mooi jassie wat Suster Kathy aan het. En hy is soos 'n cloak wat jy aansit. Maar as 'n mens mooi daaroor dink, the moment that you put him on, you've got control over the Spirit of God. And he's passive in this whole story. So you can take him off as well. So die Heilige Gees is glad nie so nie. Die Heilige Gees van God is aktief betrokke in elke mens se lewe. It's an active process. He's busy in our lives. En ek wil hê jy moet gou blaai saam met my na 1 Korintiërs 2 toe. Blaai gou staan met my daarna. So ongelukkig het ek nou vanoggend alles in Afrikaans, jong mense, maar weet julle is slim, julle verstaan die Afrikaans baie goed. So in 1 Korintiërs 2 vers 12 tot 14 staan die volgende. Ons het tog nie die gees van die wêreld ontvang. En die gees van die wêreld, julle weet nie dit wat nie. Ons almal beleef dit elke dag. Maar die gees wat van God kom, sodat ons kan weet wat God genadiglik aan ons geskenk het. Kyk net die werking van die Heilige Gees, aktiewe werking. Ons praat ook oor hierdie dinge, nie met woorde wat menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. Terwyl ons geestelike dinge met geestelike dinge beoordeel. Maar 'n nie-geestelike mens aanvaar nie wat van die Gees van God kom. Vir hom is dit immers dwaasheid en hy kan dit nie begryp nie. So, dis 'n bevestiging hierdie gedeelte in 1 Korintiërs 2 daarvan, dat die Heilige Gees erken moet word in ons lewe, dat ons moet verstaan dat hy werk en dat hy aktief besig is in elke een van ons afsonderlik se lewe en dat hy 'n verskil wil maak in ons lewe. En hy is nie net besig in my lewe in die begin van my lewe. This is also important. If we do understand that it's not only active in our lives in the start of our spiritual journey, then we will be very, very, wat sal sê, baie
careful about how we are listening to the Holy Spirit. Want hy is nie net in die begin besig in ons lewens nie. Hy is in die middel, aan die einderse kant en tot by die einde is die Heilige Gees aktief betrokke. En ons sal nou spesifiek rondom dit verder gesels. Waarin, en as 'n mens nou die boek van Professor Johan Heinz, baie lank terug is hy oorlede, maar sy werk is ongelooflik. As jy nou lees wat hy geskryf het rondom die Heilige Gees, hy spesifiek identifiseer, dit is, as jy nou na ander denominasies kyk, dan sal hulle dit 8 stappe noem, of wat ook al, maar hy identifiseer 4 fases, waarin die werking van die Heilige Gees plaasvind. En die eerste fase is die begin van jou journey met die Here Jesus. En in hierdie fase, voordat hierdie fase plaasvind, is die Heilige Gees betrokke, maar nou moet jy onthou net, dit is jy is hier op aarde, en hier loop hy, is op reis met jou in your journey. Maar net voor dit, en Johan, hy praat daarvan, hy sê ja, gebeur die uitverkiesing. But remember, daai fase van die uitverkiesing did not happen when earth was already established. Dit was eintlik daar waar God in homself besig was, het hy gekies om te kies, die uitverkiesing plaasgevind, hy kon dit enig. So dis waar ons reis alreeds begin, maar ons is nie daar nie, ons is nog nie daar nie. So hierdie fases, hierdie 4 fases is hier op aarde, waar ons reis saam met die Heilige Gees. En die heel eerste ene is dan ons roeping, het ek gesê. Die tweede, in die begin fase, is ons wedergeboorte, rebirth. So our calling, the first one, and our rebirth, or being born again. Then the second one, or the second phase, as ons dit so kan noem, is the growing phase, die groeifase van ons geestelike lewe. So ek wil dit nou so beskryf, as jy 'n plantjie plant in die grond, 'n saadjie plant in die grond, dan is die saadjie daar, en hy kry water, en wat gebeur met hom? So dis daai roeping en wedergeboorte, en dan begin hy groei. So hierdie volgende fase, die groeifase, is daar waar hierdie plantjie uitkom, en jy sien hierdie puntjie van hom, en dan word dit 2 blaartjies, en hy gaan so, en dan groei hy so. En in daai tyd van jou geestelike lewe, jou spiritual journey, and the working of the Holy Spirit, waar sy wel daar betrokke is in jou geloof, jou faith, jou regverdiging, jou justification, and then jou bekering, conversion. En dan die derde fase, en ons gaan dit alles nog vorentoe bespreek, ons gaan vandag net by een stilstaan. Die derde fase, as die blommetjie nou sy as die plantjie nou sy blaartjies uitgegooi, dan maak hy nog 'n blommetjie, en dit is die ontplooiing, sê Professor Johan Heinz, die ontplooiing fase. Miskien makliker vir ons, die ontvouingsfase, as 'n blommetjie oopmaak, né? Deployment, vir ontplooiing aanval, daar waar jou geestelike lewe begin aanval. En in hierdie fase spesifiek bespraak ons oor sanctification, heiliging, die heiliging van die gelowige, waar die Heilige Gees betrokke is. Dan die laaste fase is die voltooiingsfase, the completion van die heilige, van die gelowige. Dit is persistence, volharding. En dan sluit Professor Johan Heinz dit af en hy sê, hier daarna is dit natuurlik die evangelie. En daar is die Heilige Gees ons nou ook, want ons God drie-enig. So dit word so alles ontvou deur die werking van die Heilige Gees en ingesluit. Daar's niks wat los staan van die werking van die Heilige Gees nie. My hele lewe, each and every phase of my life, everything that happens in my life, to the honor of God, the work of the Holy Spirit. So daar's 'n baie mooi woord wat gebruik word deur baie gelowiges, deur al die eeue, die Latynse woord
Ordo Salutis. En hierdie woord beteken die volgorde van my heilspad. Die volgorde, die orde van my heilspad. Of dan anders the order of salvation. En daarin sal mense byvoorbeeld sê, daar's 8 stappe, want hulle sluit uiteindelik die hiernamaals in, maar hy isoleer dit, hy sê dis net die 7, en baie gelowiges sal dit beskryf as 'n next step. Dis 'n meer moderne term, lekker, makliker vir ons in ons tyd, the next step, die tyd. Nog mooier vir my is om te sê, soos Via Dolorosa, die onthou daai lied wat jy ook al gesing het, Via Salutis, wat beteken om die heilsweg, die verloop van die heilsweg van die gelowige. En wat belangrik is van hierdie heilsweg, is nie die orde daarvan. En jy moet dit nou hoor, dis nie belangrik die orde nie, want mense maak 'n geweldige vas oor wanneer dinge in jou lewe gebeur. And the moment that you try to make a fuss of that, you are in control. And this process, no human being is in control of that. It's the Spirit of God working in us. And because He is working, we can't get stuck with the order of this whole thing and say, this is supposed to be, and this is supposed to be, and this is supposed to be. It's the work of God through His Spirit in us. Hierdie heilswerk van Hom, en daarom respekteer ons dit, en buig ons in die heiligheid, voor die heiligheid van God, en die heilige werk van die Heilige Gees in ons lewens doen. So, ons gaan nou terug, ons het gesê, the first phase, as ons het so kan noem, die fase, is die begin van die geestelike lewe. En heel eerste is dan die roeping. Ons gaan so 'n bietjie gesels oor wat roeping beteken. En in ons roeping, en ek weet nie of jy al daarvan gehoor het nie, miskien het jy nie, kry jy 'n uitwendige roeping, the external calling, and you get the inner calling, die inwendige roeping. En jou uitwendige roeping, daai uitwendige roeping wat na jou toe kom, van buitekant af na jou toe kom, vind plaas, en die Here laat dit plaasvind in die natuur, en hy laat dit plaasvind in die geskiedenis. So kom ons lees, as ons nou wil kyk, en hy noem dit die saaklike roeping. So hierdie in die natuur en in die geskiedenis van die uitwendige roeping is die saaklike roeping. Dit is meer 'n matter of fact. Want jy kan dit met jou oë sien, nee. Jy kan dit beleef van buitekant af. As ons nou praat oor die natuur, gaan blaai met die daarna Psalm 8 toe. Psalm 8. Vers 2. Here ons Heer, hoe magtig is U naam oor die hele aarde. U wat U luister, bo die hemelruim vestig. Die ganse skepping vertel van sy naam. Psalm 19 vers 2. Sê, die hemelruim verkondig die eer van God. En die hemelkoepel maak die werk van sy hande bekend. So daai matter of fact, die totaliteit van die skepping, maak God bekend aan ons. Dis ons uitwendige roeping. Ek word geroep deur die feit dat die natuur ook erken dat God is. Psalm 104 vers 24. En ek dink jy kan wat deur al die psalms gaan lees, daar's soveel psalms wat dit besing die werke van God se hande. Hoe talryk is U werke, Here? Ek het dit nou as ek woord gebruik. Alles is met wysheid deur U gemaak. Alles is met wysheid deur U gemaak.
Wat sê daar, al die vele duisend hemels behoort aan die Here. Die aarde is vol van wat aan U behoort. So die natuur is deel van die uitwendige roeping van die mens. Ons het nie 'n verskoning nie, broers en susters. Nobody has an excuse en kan sê ek het nie geleef nie, because of the whole nature talking and witnessing God. En dan natuurlik die handelinge van God in die geskiedenis, en dit is al hierdie gebeure wat in die Bybel opgeskryf is, en ook in ander boeke en plekke opgeskryf is, al die gebeure wat plaasgevind het, waar mense getuig het en vertel het. En ek wil nie lei na Handelinge, ons gaan daar kyk, na Paulus en Barnabas, en wat Paulus daar gesê het, spesifiek Handelinge 14. Jy kan daar oopmaak, Handelinge 14. So in Handelinge 14 vers 16 tot en met vers 17. So Paulus is nou besig om die evangelie, jy ken almal, hy is op sendende reise, and he goes out to preach the gospel and tell people, all the heathens, about the Lord. En op sommige plekke is daar Jode, en jy sal dit lees in Iconium, the Jews, they just come up against Paul and Barnabas, and tell them, okay, no, en moenie dit glo nie, en so hulle kry baie teenkante, maar Paulus het gestop nie. En dan kom hulle by Lystra, daar's 'n man wat sy hele lewe lank nooit kon loop nie. En Paulus sê vir hom, staan op, en staan regop op jou voete. En die man het opgespring en begin rondstap. En hoor wat sê vers 9. Hy het Paulus se woorde geluister, en Paulus het stil na hom gekyk en gesien dat hy glo. En gesien dat hy glo, en sy geloof het gelei daartoe dat hy genees is. En hierdie man is nie 'n gelowige man. So kom ons kyk wat sê Paulus dan verder in vers 16. Al die heidene nasies het hy in vorige geslagte toegelaat om op hulle eie paaie te gaan. In vorige geslagte toegelaat om op hulle eie paaie te gaan. Maar tog het hy geen onduidelike getuienis van homself gegee nie. Deur goeie dinge te doen. Hy het uit die hemel aan julle reën en vrugbare seisoene gegee en julle liggame met kos en julle harte met vreugde gevul. Maar selfs al het hulle dit gesê, het hulle beswaarlik die skare daarvan weerhou om offers aan hulle te bring. Want die skare het gedink, hulle is Hermes en Zeus. Hulle is gode omdat hulle hierdie mans genees het. Of hierdie man, omdat God hierdie man deur Paulus se woorde genees het. Het hulle dit, maar Paulus sê vir hulle, julle het geen verskoning nie. God het in alles vir julle homself geopenbaar en sien julle hom. So there's no excuse for us. God se handeling in die geskiedenis, elke mens het deel aan die uitwendige roeping. Maar die mens draai homself weg van God en sy openbaring aan die mens. Daarom sê Paulus in Romeine 1 vers 19 tot 24, en miskien moet ons dit saam lees, ek kan daarna toe blaai, sê Paulus die volgende, dit is ook belangrik vir ons om te verstaan. Paulus sê, vers 19, aangesien dit, wat van God geweet kan word, aan hulle bekend is, en ek praat nou van, wat ek nou vir u gesê, die heilige, God het dit immers aan hulle bekend gemaak, want sy onsigbare eienskappe, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, word van die skepping van die wêreld af in sy werke begryp en is duidelik sigbaar. Gevolglik is hulle sonde verontskuldiging, want alhoewel hulle God ken, het hulle hom nie as God geëer of gedank nie. Inteendeel, hulle denke het sinloos geword
en hulle onverstandige harte is verduister. Alhoewel hulle beweer dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Hulle het naamlik die heerlikheid van die onsterflike God verruil vir die afbeelding van sterflike goed, soos voëls en kruipende diere en sterflike mense. Daarom sal God hulle oorgee aan hulle self, staan daar dan in die volgende vers. Dit wil sê, hier kry ons daai bevestiging. Ons gewete, ons is deur God gemaak, elke mens. Jou gewete, jou consciousness kla jou aan. En sê vir jou, He is the living God, He is real. Maar die mens se sondige natuur en sy begeertes na dit wat hy self wil hê en vir homself wil kry, veroorsaak dat die mens nie die uitwendige roeping wil aanvaar nie. En daarom gee God die mens oor aan sy eie sondes. That's the worst of it all. So literally, if you do these sins, He will literally give you over into it, and you will become more sinful, and you will do more. It will literally suck you in those sins, and you will become even a more shackled slave of these sins. So die algemene openbaring wat die Here vir ons, ek noem dit altyd die algemene openbaring. Dit is belangrik om te verstaan, niemand het 'n verskoning, want God openbaar homself aan die mens deur sy natuur. Dan praat die Bybel van die Bybelse roeping. Die roeping wat uit die woord van God kom. En hierdie is besig, hierdie kom op 'n plek waar hier's ons. Waar het ons gehoor van die Here? Ons wat hier sit. Ons is nie die 12 disippels wat saam met Jesus gestap het nie. Waar het ons van hom gehoor? Waar het ons van hom gehoor? Die Bybel. So dis die Bybelse roeping, die woord van God. Hierdie boek wat saamgestel is deur mense, is God se keuse waarmee hy sy uitwendige roeping na ons toe bring. Sy woord. En op so 'n manier trek hy ons nader. Handelinge 17 vers 30. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy alle mense oral om hulle te bekeer. Nou roep hy alle mense oral om hulle te bekeer. Matteus 13 vers 1 tot 9, daai gelykenis wat Jesus vertel van die saad wat gesaai word, en by sommige mense val dit op die klip, sommige mense is in dorings, sommige mense by harde pad, en dan in die goeie grond. So almal kry die geleentheid om die woord te hoor, die uitwendige roeping. Mense kan nie sê, I didn't know about this. Daar oral die hele tyd mense wat vertel, die Bybels word versprei, die uitwendige roeping. Die volgende roeping is dan die inwendige roeping. Daai plek waar hierdie uitwendige roeping van die natuur, van die woord van God wat ons hoor, in my hart, deur die werking van die Heilige Gees begin posvat. En Professor Johan, hy skryf dit so, en ek sal dit ook in Engels vir ons Engelse mense gee. Die natuurlike mens, hoor nou hier, dis daai natuurlike sondige natuur, die natuurlike mens se weerstand teen en so onverskilligheid ten opsigte van die uitwendige roeping word in sy hart afgebreek deur die werking van die Heilige Gees. En hy begin die roeping hoor. En uiteindelik ook te gehoorsaam. Sy hart vermurwe onder die aanslag van die Gees en daar word in hom 'n daadwerklike verplasing voltrek. Kom ons lees, hoor dit in die Engels, the natural man's resistance to and indifference towards the external calling is broken down in his heart by the work
Holy Spirit. His heart softens under the onslaught of the Holy Spirit, and real transformation takes place within him. So daai uitwendige roeping wat jy weerstaan, ons wat hier sit, daai uitwendige roeping hier in jou binnekant word verkrummel. En die Heilige Gees werk in jou, en inwendig begin jy die roeping van die Heilige Gees beleef. So daai transformasie wat dan begin plaasvind, beweeg jou van duisternis na lig, from darkness to light. So as jy nog hier gesit het, of as enige iemand wat hierdie woord hoor, gedink het, ek het my eie bekering bewerkstellig, dan as jy nou vanoggend oortuig, dit is onmoontlik. Want die mens weerstaan tot selfs die uitwendige roeping wat in die natuur in die Bybel kom. Dis die Heilige Gees wat hierdie weerstand in ons wese afbreek, hier in my gees inwerk, sodat ek myself oorgee aan die Here. En ek word van die leuen na die waarheid gevat, the lie of Satan. Weet jy, ek het vanoggend te dink aan hierdie ding om van die leuen af weg te beweeg na die waarheid toe. En die duiwel is die vader van die leuen. Ons is so lief om te sê, ek vertel wie bid nie. Ek vertel nou nie te leuen. The moment that you lie, you are in alliance with the devil. So do not do that. Want jy is deur die Gees van God weggelei van die duisternis af na die lig toe, weg van die leuen na die waarheid, to the truth, weg uit die dood, want jy was dood as gevolg van jou sonde, na die lewe. Ons sonde veroorsaak dood. Dis die Gees van God in ons, wat ons in Christus inwet en die lewe kom in ons op. En hierdie werking, hierdie weldaad, hierdie werking van die Heilige Gees, broers en susters, veroorsaak dat ons ingeplant is, die mens ingeplant is in Christus. It's not out of our own will, ons eie vermoë, ons eie doen en late. Dis alles die werking van die Heilige Gees. En hierdie begin van my geestelike lewe as gevolg van die Heilige Gees. Romeine 8 vers 28 tot en met vers 30 sê die volgende: Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Alles sal ten goeie meewerk vir ons wat volgens sy voorneme geroep is. Sy voorneme, not mine, his. Want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. Hy het ons gekies, hy kies dat ons getransformeer word en gelykvormig word aan die beeld van sy seun. Hy bewerk die proses in eenheid. It's the word of God, and the Spirit of God is doing this specific work, the transformation process in you. En dan kom ons by die tweede deel van die begin, is die wedergeboorte. En u almal het al hierdie teks soveel keer gelees, glo ek, waar Johannes vir Jesus vra, en dan sê Jesus vir hom, Nicodemus, jammer, Johannes skryf dit en Nicodemus vra vir Jesus, hy was daar in die nag opgesluit na Jesus toe, en vir Jesus gevra, moet ek het lees, maar dan sê Jesus vir hom, jy moet weer gebore word. En dan sê vir hom, moet ek dan uit my ma se maag gebore word? Hoe werk ek, moet ek terug gaan in my ma se maag, hoe gaan ek vandaan kom? Nee, sê Jesus vir hom, jy moet uit die Gees gebore word. So we have to understand this is that you've been born out of the Spirit of God. You get a new life. En is in my hart wat hierdie nuwe lewe plaasvind.
in my geesmens hier by binnekant. Julle het seker ook onthou wat het Dominee Nadel gesê, want hy spesifiek weet ek hier ook gepraat. So, die belangrike wat ons moet verstaan word om wedergeboorte. Weer eens, it's not something I do. It's something God is doing in my life. Dit is nie uit 'n mens dat ons gewederbaar word nie. The rebirth, maar dit is uit God. Johannes 1 vers 12 tot 13 kan ons dan lees waar Johannes skryf, en jy kan gou so intoe blaai, Johannes 1 vers 12 tot 13. Hy sê die volgende dag, maar aan almal wat hom aanvaar het, hoor nou, het hy die reg gegee om kinders van God te word, hulle wat in sy naam glo. Nou, hulle is nie uit bloed nie, maar en ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van 'n mens nie, maar uit God gebore. Dit wil sê, hy sê, Johannes skryf dit so duidelik, ons is nie uit bloed, menslike bloed gewederbaar nie, nie uit liggaamlike drang nie van die mens nie, ons is uit God gebore. En ons het geleer, net, living on purpose, alles is goed. Die hele ek is sy initiatief. Nothing. Ek het al niks mee te doen nie. Alles is God. En wanneer ek gewederbaar word, alles, my wedergeboorte is uit hom. Dit is hy wat die initiatief gebruik. Jakobus 1 vers 18. Jy kan daar opmaak, Jakobus 1 vers 18. Sy skryf Jakobus, volgens sy wil het hy ons verwek deur die woord van die waarheid, sodat ons eerstelinge van sy skepsels kan wees. Hierso is volgens sy woord dat ons verwek is, sodat ons deur die woord van die waarheid, sodat ons eerstelinge van sy skepsels kan wees. En ek praat van die hergeskepte kind van God. Ons het nou al baie daaroor gepraat, dat die Here sê, maar ons is sy kinders. 1 Johannes 2 vers 29 sê hy die volgende, as julle weet dat hy regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat doen wat reg is, uit hom gebore is. So nou is dit eintlik omgedraai, dit sê daarso, wanneer jy reg doen, is dit nie jy wat reg doen nie, maar is dit jy wat reg doen, omdat jy uit God gebore is. So dan moet 'n mens vir jouself vra, maar waarom doen ek dan verkeerd? Wat is die verkeerd doen? Waarom, as verkeerd in jou lewe jou oorheers, wat is dit? Wat is die bron daarvan? Waar kom dit vandaan? Want hy sê, julle sal reg doen, omdat julle uit God gebore is. Isn't that beautiful? 1 Petrus 1 vers 23. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad. Wanneer 'n man en vrou by mekaar kom, is dit verganklike saad, broers en susters. Jy wat geboorte gee aan 'n kind, is verganklike saad. Ons gaan nie as 'n mens, hierdie mens Lodien wat uit my ouers, uit my ma gekom het, ek gaan nie hemel toe net so nie. Maak nie saak wat ek is nie. You have to be born again. Jy moet uit onverganklike saad gebore wees om by die hemel uit te kan kom. En dis die Heilige Gees wat dit in ons werk. Die wedergeboorte, die geestelike verandering wat daar plaasvind, is 'n besnydenis van die hart,
En jy kan dit neerskryf, ek gaan nou nie lees nie. Deuteronomium 30 vers 6 is die eerste vers. En dan Romeine 2 vers 29 wil ek graag vir julle lees. Inteendeel, iemand is innerlik 'n Jood en besnydenis is iets van die hart, geestelik, nie letterlik nie. Iemand is innerlik 'n Jood, menende hy is 'n Jood en hy is buitekant besny. Jy almal weet van die besnydenis van Jode, maar ons is van hart besny. Hy sê dit in Deuteronomium, gaan lees dit liewer self, ek gaan dit nou nie aanhaal nie. Maar hy sê presies, julle word harte word besny. Nie 'n uiterlike teken wat daar is wat die seentjies gekry het nie, is 'n innerlike teken. As ons dink aan Openbaring, dan sê hy, waar staan dit op die voorkoppe van die gelowiges? Die teken, die merk van Christus Jesus. Dan geestelike verandering is wanneer die hart van klip vervang word met die hart van vlees. Esegiel 36 vers 26, Johan, ek het dit verkeerd aangehaal, want ek het verkeerd neergeskryf wat gereeld met my gebeur, en as ek so vies vir myself allemaal, maar Esegiel 36 vers 26 sê, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle 'n hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. Broers en susters, die Here het dit in die Ou Testament al gesê. Hy het vir Israel gesê, that was his promise. I'm going to change these things. You are born out of a woman. You are going to be born again out of God. A spiritual birth. Not nie 'n vleeslike geboorte nie. Sodat jy die ewige lewe saam met God kan ingaan, want jy kan nie as 'n sondige mens met jou sondigheid by die Here uitkom nie. Jy kan dit alleen kom as jy wederbaar is in die Here. En hy daai hart van klip, wat jou kliphart maak, uit jou geruk. Lewend gemaak deur die Gees. Geestelike verandering is lewend gemaak deur die Gees. Efesiërs 2 vers 5 en 4 vers 24. 2 vers 5 sê, maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van die oortredings, op grond van sy groot liefde waarmee hy ons liefgehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle verlos. Ons was dood as gevolg van ons sonde, as gevolg van Christus is ons lewend. Uit genade is ons gered. Niks is my weldade nie, my doen en late wat ek bereik het nie. Dis all the grace of God. Uit genade is ek gered. 4 vers 24 sê, ja, trek 'n nuwe mens as kleed aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid en ooreenstemming met God geskep is. En so 'n persoon, ons het nou gelees, wandel in goeie werke. Want deur hom, en dis Efesiërs 2 vers 10, ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus, om goeie werke, wat God voorberei het, te doen. Christus Jesus, dan doen ons goeie werke. 1 Petrus 1 vers 13 sê, deur hom kry ons 'n lewende hoop. Al hierdie transformasie bring my by 'n plek van 'n lewende hoop. Dis waarom as jy in die begin van jou lewe die Here Jesus ontmoet, alles is anders. You are not the same anymore. Maar hoe verder jy groei, vergeet jy eintlik wat het gebeur in die begin van jou geestelike lewe. Jy vergeet van daardie geweldige transformasie wat daar plaasgevind het. Ek het nou, iemand het vir my getuig van 'n persoon wat, transgender persoon, wat gesê, wat, hy was letterlik in 'n, hy was op pad om verander te word. En voordat hy hospitaal toe gaan, sy binne in sy kamer, en iets
groot geword, soos baie kinders in die kerk en so aan. En iets gebeur in sy hart. Die Here Jesus kom in sy lewe. En hy verander daai man so, dat hy alles kan verleef. En hy is totaal opvry. Total change. Niemand kan verstaan hoe hy so geword het nie. Dit is nie die Here wat jy so kan verander. You're a different person. 'n totaal nuwe mens. So 'n wedergebore mens, sy hart word vernuwe. Renewing of the heart. Jou verstand word verlig. Mind enlightened. Jou wil word verander. Sy wil word my wil. Nie my wil word sy wil. Sy wil word my wil. Jou gevoel word gereinig. Ons emosie speel baie parte met ons, the cleansing of my feelings. Totale lewensvernieuwing. A total renewal of our life. Broers en susters, dis die kragtige werking van die Heilige Gees. En dit is so kragtig. En dis maar die begin. Die groei, dit alles lê vir ons voor, ons gaan gesels daaroor. Is dit nie wonderlik om te weet? Vir my is dit net ongelooflik om te dink, die Gees van die Here is in my, wat alles in my bewerk het. Ek het niks nodig gehad om te doen. Hy het tot my gewillig gemaak om te wil. Hy het daai hart het in my hart vermurwe, sodat ek myself oorgee om te sê, Here, ek aanvaar u roeping. Ons kan net vir die Here sê dankie. Dankie vir sy werking. Dankie Gees van God vir u werking in my lewe. Wil vir die geleentheid gee, kom ons doen dankgebed en dank die Heilige Gees vir sy werking in ons lewens. Amen. Voordat ek vir ons persone wat genoem is, broer Michael Adams, soos nou reg, en Suster Trudy bid, wil ek net sê, broer Michael, hierdie broer Michael, die 29ste Mei, het hy sy 45ste jaar gevier van herstel van sy hartaanval. Hy was gedoodgelaat, dis wat hulle gesê het. Hulle was 2 maande gedood. En ek dink my in hoe devastated 'n jong bruid moet wees in die gedagte dat sy haar man gaan verloor. En hier sit hulle, en die Here het vir broer Michael uitgespaar, sodat hy deel van ons lewe kan wees, hier is hy. En ek wil ook dan in ons gebed vir die Here dankie sê, dat hy hier is, en dat hy gesond is, dat God hom vir ons uitgespaar. Kom ons buig ons op. Vader, ons is die kinders hier by mekaar, ons is so bly, almal van ons, dat ons kan sê, jy en jy is my boetie en my sussie in Jesus Christus, Here, dat ons hier saam met mekaar kan wees, Here, dat ons vir mekaar 'n hulp kan wees, Here, dat ons mekaar kan ondersteun in hierdie wêreld waar ons leef, Here. Dankie dat ons deur U geroep is, dat U ons gewederbaar het in ons geesmens, dat ons 'n nuwe hart het, en dat ons dankbaar voor U kan sing en juig en dans vir hierdie lewe wat U vir ons gegee het. Dit
proses van transformasie, dat ons nie alleen is nie, maar dat U alles dit in ons kom doen. Dankie dat ons vir ons mense en vir mekaar kan bid. Dankie dat ons kan bid vir Trudy, Here. U weet wat die hoofpyn vandaan kom. Wil U asseblief daai bron genees, sodat sy nie meer hierdie hoofpyn sal hê. Wil U haar aanraak, Here, asseblief, ons Papa Vader. Sy is U dogter. En ek wil nou ook bid vir Johan, Here. U weet hoeveel hoofpyn hy kry. U weet die migraines wat hy kry, soos wat Suster Trudy dit kry. U weet vir Wendy en al haar migraines wat sy kry. Ek wil kom bid vir hierdie drie. Hierdie boetie en twee sissies van ons, asseblief Vader, lê U hand op hulle, genees hulle, bevry hulle van daai pyn. Dat hulle dit nooit weer sal hê, Here, asseblief. Here, ons bid vir Michael, ons bid dat hierdie siekte in sy maag, Vader, asseblief dat dit net sal opgelos raak. Wil U asseblief, Gees van God, diep in sy hele wese, inwerk, en hom help om in sy geloof sterk te staan. En genees sy maag, wat die probleem ook al is, Here, wat hulle nie geïdentifiseer kry. U weet, asseblief, Papa Vader. En dan wil ons vir U dankie sê, baie dankie, Papa Vader, dat U vir Michael, vir ons, vir soveel jaar gespaar. Dankie dat U hom vir Claudine teruggegee het. Dat hy sy twee dogters, sy kleinkinders, kon sien opgroei. Dankie vir daai groot genade. En dankie dat ons saam met hom hierdie 45 jaar kan vier. Dankie Here dat ons as gemeente U genesende hand in ons lewens elke dag beleef het. Dat U ons op alle maniere genees, is dit nie fisies, is nie geestelik. Baie keer het ons pyn as gevolg van iets wat iemand anders gesê het. En U kom, maak daar stikkende wonde in ons gees, in ons hart, in ons siel gesond. Dankie daarvoor, Here. Nou as daar iemand is vandag wat met so 'n stikkende wond sit, as gevolg van woorde van 'n medebroer of suster of iemand anders, Here, dan bid ek dat U hand van genesing sal uitsteek. En dat U gesond sal maak. Dat U heling sal bring. Asseblief, my Vader. Ons het U lief, wonderlike Vader, dankie dat ons hier saam kan wees om U ons Vader te noem en U te loof en prys. Verheerlik U self in hierdie week wanneer ons uitgaan, deur ons doen en late. Help ons Gees van God om gehoorsaam te wees en te doen dit wat U vir ons sê. In U naam vra ons dit, Here Jesus. Amen. Daar sal dan 'n geleentheid wees vir die offergawe. Lukas 6, vers 38, staan die volgende. Gee en aan julle sal gegee word. Gee en aan julle sal gegee word. 'n goeie maat, saamgepers, ingeskik en tot oorlopings toe vol, sal in julle skoot val. Want met die maat waarmee julle meet, sal vir julle afgemeet word.
milliseconds. Sy aanbrugsel sy naam voor te maskeer. Broers en susters, kom ons staan en ons sluit dit af met oorwinning. We out of
The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord look upon you with favor and give you his peace. Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit, bless you now